nou weke besig met hom, dink ek is vanoggend tyd gee aan elkeen van ons om te sê hoe die Here met jou gepraat het tydens hierdie reeks. So ons 'n paar awesome getuienisse hoor. En dalk ons hoor hoe daar 'n paar eina tye ook was. Wat jy dalk huis toe moes gaan, jou skoene gaan uittrek, jou geesskoene uittrek en jou geestelike voete so 'n bietjie in Engelse sout druk op rydogs baafolie net om 'n bietjie lafenis te kry. Maar hierdie reeks is ook 'n reeks wat vir ons baie beloftes gee. Wat die Here vir ons baie beloftes gee. As ons vashou om in sy heilige vrees te lewe. Nou ek gaan volgens met julle gesels oor die volgende gedeelte van ons reeks. En dit is vrees wat vir jou vrees vir God elimineer. Fear that eliminates your holy fear for God. Nou daar is vrees in ons lewens wat ons vrees vir God kan elimineer. 'n groter word in ons lewens as ons heilige vrees vir God. En ek wil graag vir ons as die volgende aanhaling lees, die Richard Haverson. En hy skryf hier volgende: Men who fear God face their lives fearlessly. Men who do not fear God end up fearing everything. Dit is so waar wat Richard hier vir ons sê in hierdie gedeelte nie, in die paar woorde wat hy vir ons gee nie. If you live in the fear of God, as jy lewe in die Heilige Gees vir God, kan die vyand maar kom, die aanval van kom, en jy kan soos 'n sterk soldaat in God se weermag kan jy bly staan. Maar Richard sê ook vir ons, if you do not fear God, you end up fearing everything. So as jy nie jou lewe en jou fokus op God plaas in sy heilige vrees nie, dan gaan 'n mens begin agterkom, jy is besig, ek en jy is besig om oor alles te vrees in ons lewens. Maak nie saak hoe groot of hoe klein die ding is nie, we begin to worry about it. Ons begin daaroor te worry en te vrees, wat gaan die uitkoms wees? As ek net 'n voorbeeld kan maak, dames, julle my nie kruisig vanoggend nie, mag net die voorbeeld gebruik. As jy net 'n haarkap is, gaan jy besluit jy wil vandag 'n nuwe haarkleur hê. Jy wil dalk jou hare vandag, Andries nie vanoggend, dis nie maar groen maak. En jy dink, it's a bold decision. Maar dan begin die stemmetjie daar binne kom hy kom vir jou sê, maar ek worry. I fear what's going to come out like. Maar geen kleur uitkom so. Gaan dit reg uitkom? Dis nie op my woord nie, maar Joan sal my vergewe as ek dit gebruik as 'n voorbeeld. Dagte ook kom jy my as kom met hierdie voorbeeld. As sy het haar kap gestudeer in die Carlton Center. En sy vra eendag vir Joan om sal sy graag wees, sal guinea pig wees om hare te kleur. En Joan sê nie 'n probleem nie. En nie dus te sê as iets verkeerd geloop, en Joan moes huis toe gaan op die bus, met kakie groen strepe in haar hare. Because something went wrong. As sulke klein goedjies waaroor ons begin vrees en worry in ons lewens. En as baie keer groter goed waaroor ons ook vrees het. So wanneer ek kan onthou, so wanneer so rukkie terug ook in die reeks gepraat, het hy vir 'n paar van die vrese genoem. Vrese vir spinnekoppe, vrese vir slange, vrese vir donker plekke.
vrees vir mense. Daar's 'n klomp goed waaroor ons vrees in ons menslike lewe in die wêreld daar buite. Maar gaan ek en jy toelaat vanoggend, en ons gaan sien in die woord vanoggend, gaan ons toelaat dat hierdie vrese, hierdie natuurlike menslike vrese, our godly fear, our holy fear for God, kom elimineer, kom uitvee. So wat maak ek en jy met die vrese? Hou ons vas aan hierdie vrese. Vat ons die vrese as jy elke oggend aantrek, en jy vat jou hemp, iemand wat 'n hemp nou, of 'n vrou met 'n blouse of 'n langbroek, of 'n rok, en jy trek hom aan. As jou keuse wat jy daai dag van aangetrek het. Vat ons hierdie vrese, en elke aand dan trek ons hulle uit, as ons hulle neer op 'n plekkie, en volgende oggend as ons opstaan, voor jy by die deur uitgaan, dan sê jy, okay, ek is bang vir kraak in die sypaadjie, ek kan nie oor 'n kraak in die sypaadjie omstap, dat ek eers gaan my baadjie gaan aantrek, die kas uit gaan haal, my vrees voor die krake stap in die pad, en hom gaan aantrek. En daai vrees bly by jou heeldag, en elke dag van jou lewe. En soos ek gesê, daai vrees begin naderhand jou vrees vir God wegvat in jou gees. Jou menslike heilige vrees vir God begin daai vrees begin dit oorheers. En Lukas sê die volgende vir ons, wat gebeur as ons toelaat dat hierdie vrese 'n oorhand in ons lewens kry. En Lukas sê in Lukas 21 vers 28 sê hy die volgende, in die New King James Version sê, vers 26, men's hearts failing them from fear and the expectations for those things which are coming on the earth, for the powers of the heavens will be shaken. Die Afrikaanse 53 vertaling sê die volgende, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemel sal geskit word. Daar is 2 punte, 2 woorde of gedeeltes waar ek hier skryf gedeelte wil vasstaan vir 'n paar minute. Wat sê die skrywer vir ons in die skrifgedeelte Lukas vir ons? Hy sê vir ons, sê volgende slide ek nog gaan lief asseblief. Hy sê vir ons, heart failing. Mense se harte beswyk van vrees. En dit is wat vrees in 'n mens kom doen. Natuurlik veroorsaak vrees in jou lewe, veroorsaak dit baie keer natuurlike hartaanval. En baie keer veroorsaak dit die dood. En dis presies dieselfde in ons geestelike lewens. As ons vashou aan die vrese van die wêreld, gaan dit nader veroorsaak dat ons geestelike harte gaan fail. Ons geestelike harte gaan nie meer vashou aan die heilige vrees wat ons vir God het nie. It cannot hold on to the holy fear we have for God anymore. Was het toegelaat dat hy vrees van die wêreld sy oorhand kry. En ons geestelike harte het geval. Ons geestelike harte het beswyk van vrees. Nou, soos ek gesê het, die keuse is ons in. Wil ons elke oggend
wil ons hierdie vrese aantrek. En saam met dit elke dag stap, dat die vrese oorwinning kry. John Bevere skryf die volgende in sy boek, The Order of God. Sê die volgende: These fears and anxieties displace hope, peace and tranquility, leaving only unrest, heavy hearts and persistent torment. Luister wat sê John Bevere vir ons. As jy natuurlike vrese wat in jou lewe het, en ons het almal vrees in ons lewe, wat het hy gesê, wat maak ons my vrees? Laat ons toe, dat daai vrees jou displace, jou hoop vernietig, jou vrede vernietig, in 'n plek van onrus plaas. En as jy oor iets vrees, dan is jy natuurlik onrustig. Of maak ons 'n keuse om vas te hou en te bly in die heilige vrees van God. Jesaja sê die volgende in vers 8 tot 11, vanaf vers 11 tot 15. En ek lees in die New King James Version vir ons. En die opskrif van die gedeelte is: Fear God, heed his word. For the Lord spoke thus to me with strong hands, and instructed me that I should not walk in the way of the people, saying, Do not say a conspiracy concerning all that is people call a conspiracy, nor be afraid of their, nor be the Lord of hosts, him you shall hallow, let him be your fear, and let him be your dread, and he will be as a stone or stumbling of a rock of both the house of Israel, as a trap and a snare in the inhabitants of Jerusalem. Nou Jesaja sê vir ons in die skrifgedeelte, sê hy, do not call everything a conspiracy. Nou ons weet almal, die wêreld is slinkse manier om goed op die nuus te sê, of hierdie fopnuus te gebruik, en dinge gebeur, en of iets gebeur in jou lewe, dan draai jy om en sê jy, ja, het jy gesien, X, Y en Z in my lewe gebeur, sê, gedink het gaan gebeur, dis 'n plot teen my, dis 'n conspiracy teen my, dus ek vashou in hierdie vrees, en ek geweet, dit gaan waar word, dit gaan 'n conspiracy, 'n komplot, gaan teen my gevorm word. Nee. Jesaja sê ook vir ons, the Lord of hosts, him you shall hallow, let him be your fear. Laat die Here, die Heilige Almagtige, dat hy jou en my vrees wees. Dat hy die vrees wees waarin ek en jy elke dag lewe. Dat ons elke dag sterker en sterker in sy heilige vrees sal lewe. Dat ons nie toelaat dat die vyand kan kom, met die wêreldse vrees, die menslike vrees kan kom, en ons vrees vir God kom vernietig nie. Want dis sy nommer 1 doel, is om ons heilige vrees vir God te kom vernietig. Want dis waar ons, en hy weet waar ons vashou. Dis waarop ons fokus. We focus on the holy
presence, the holy fear of God. We just focus on it. We make it number one in our lives. En ek wil nou graag vir ons 2 verhale lees wat John Bevere in sy boek geskryf het. Van wat gebeur het toe mense in natuurlike situasies was waar daar vrees betrokke was. En die eerste verhaal is the next evening when a mother and daughter who were among those who had responded and were set free from fear returned to their homes. Nou hierdie gedeelte kom uit. Hy is besig met 'n uitreik in Houston gewees, Texas. En hierdie vrou en haar dogter was by die uitreik gewees. En dis waaroor hierdie situasie kom. Fear and returned to their homes after whooping, shopping. They were not by 3 men and with knives and guns. The men sternly ordered them into the house. Most likely, their intent was to steal, rape, and possibly murder the 2 ladies. The mother later reported, had it been for the night before, I would have frozen and with fear and speechless and compelled with fear demands. But she said, I ignored their orders to move into the house and instantly started praying aloud for Jesus to rescue us. My confidence, strength, and peace grew the more I cried out. The men started shaking and they firmly ordered me to stop praying. Their patience eventually warned, and in a rage they started yelling, Stop! Stop! Stop this praying! The 3 men were unprepared to meet such a confident woman. The assailants were confused, and while they focused on the mother, the daughter was able to slip into the house and call for help. When the men suddenly realized she was missing, they fled. Ons sien hierdie gedeelte. Sien ons 'n ma en 'n dogter wat by huis kom, opgehou is, die gewapende mense met messe en gewere. En ongelukkig kan ons dit met ons assosieer in Suid-Afrika. En selfs oor die hele wêreld. En ek dink baie van ons die sit vanoggend was al deur so 'n situasie gewees. Maar wat sien ons wat maak hierdie ma? En die ma sê self, sy kon in daai situasie, kon sy gevries het. Kon sy aan hulle demands toegegee het. Maar wat sou die uitkoms wees het? As hy daar verkragt het, vermoord het, seer gemaak het. Maar hierdie ma het gehoor, die vorige aand het sy gehoor, in 'n konferensie, van die awesome, holy fear of God. En wat dit vir haar beteken in haar lewe. Julle sien hier, die vrou het begin bid, want sy het dit onthou en sy het geleer, wat dit beteken. En sy het begin bid en sy het begin fokus op die Here. Sy het begin fokus op die Here in daai situasie. En ek is seker terwyl sy gefokus het op die Here en gebid het, het sy dalk nie eers meer die rowers gesien om haar nie. En ons sien toe sy gebid het, wat gebeur met hierdie rowers. Hulle begin frustreerd raak. Hulle begin paniekerig begin te raak. En hulle gaan vir skree, stop, stop, stop praying. En hulle begin bang raak. Vir hierdie vrou wat in hierdie situasie van lewe of dood, is hierdie vrou besig om die naam van Jesus aan te roep. In hierdie situasie. Want hierdie vrou het geweet, as sy die Here se naam aanroep, in hierdie situasie,
gaan die fear of God wat sy in haar lewe het, die heilige vrees wat sy die vorige aand in haar lewe gekry het en geleer het van, het sy geweet, is sterker as die vrees wat hierdie 2-3 mans in haar lewe en haar dogter se lewe wou losmaak, wou veroorsaak. En ons sien wat die uitkoms was. Die 3 mans agterkom, haar dogter is nie meer daar nie, toe vlug hulle. En dit is wat ek wil sê is, dis presies wat ons moet doen. As die vyand by ons kom en hy begin 'n situasie van vrees in ons lewens inpleit. Hy wil 'n situasie van vrees in jou lewe kom inplant. Ek wil gou die volgende gedeelte lees, verhaal lees van John Bevere homself, wat hy geskryf het oor gebeurtenis in sy lewe wat op die pad was. Years ago, while I was on the road ministering, God spoke to me when I was fearful for my children. He said, John, any fear in your life only identifies what you haven't put under the cross. You still own that area of your life. I repented that evening, gave our sons completely back to God, and never worried about their safety again. John Bevere, die skrywer van hierdie boek, The Order of God, gee sy getuienis in hierdie verhaal, waar hy self een aand die vrees van bekommernis oor sy kinders gehad het. Die veiligheid van sy kinders gehad het. Ons sien wat God van hom gesê het, John, come and put your children, and this fear you have for your children, kom sit dit onder die kruis. Kom sit dit by die voete van die kruis neer. En John kon gekies het, grote man van God, hy kon echt gekies het, om te sê, nee, ek gaan nog 'n bietjie bekommerd wees oor my kinders. Dis natuurlik, bekommerd wees oor jou kinders. Ek gaan nog die vrees dat ek bietjie my kinders veilig het, gaan ek 'n bietjie by my hou. Maar John het die besluit gemaak, en het gegaan, en het die vrees van sy kinders, het hy onder die kruis kom neersit. En toe hy wegstap, van die kruis af, toe hy daar gelos het, toe stap hy weg en weet hy, sy kinders is veilig by God. Hy hoef nie meer bekommerd te wees oor sy kinders nie. Because he's placed his children under the holy fear of God. En niks kan met hulle daar gebeur nie. Nou as ons kyk na die Bybelverhale oor mense wat situasies van vrees gehad het. En ek wil net vanoggend wil ek stil staan by 3 mense in die Bybel. Wat ek dink diepe angs en vrees belewe het. Gaan nou my verskoon dit stukkie water wat sou wees. Ek kan nie vra jy net terug aan die inslaai terug asseblief. Drie mans wat hulle vrees gehad het vir wat gaan met hulle gebeur. En dit was die 3 manne wat geweier het om voor Nebukadneser, die koning, te buig. Shadrach, Meshach en Abednego
het vasgestaan en gesê hulle weier om voor die koning te buig. As ek sê, ek dink hulle daar gestaan met 'n vrees, want het geweet, voor hulle was hierdie oond besig om te brand. En geweet hulle weier om voor die koning te buig, gaan hulle in die vuur oond gegooi word. Shadrach, Meshach en Abednego het vasgestaan. Vasgestaan die wete dat hulle lewe met die heilige vrees van God in hulle. En ons ken almal die verhaal dat in hy vuur ingestap en die koning het die opdrag gegee om hy 14 of 12 keer warm te maak. Maar niks het met hulle gebeur nie. Toe hulle uitstap het hulle nie eens na rook gelyk nie. 3 manne in die Bybel wat vasgestaan het op die wete dat hulle lewe is geanker in die heilige vrees van God. Hy het geweet niks kan met hulle gebeur nie. Want God sal hulle beskerm. En ek wil graag hier volgende 2 verse vir julle lees wat Dawid en Matteus vir ons sê. Matteus 10 vers 28 sê Matteus vir ons: Don't be afraid of those who want to kill your body. They cannot touch your soul. Fear only God who can destroy both soul and body in hell. Psalm 31 vers 19-22 sê in die Message Vertaling. What a stack of blessings you have piled up for those who worship you, ready and waiting for all who run to you to escape an unkind world. You hide them safely away from the opposition. As you slam the door on those oily, mocking faces, your silence the prisoner, passionate, poisonous gossip. Blessed God, His love is the wonder of the world. Trapped by a siege, I panicked. Out of sight, out of mind, I said, but you heard me, and I didn't say it. You heard me and listened. Nou, Matteus sê vir ons, don't be afraid of what people can do to you. Moenie bevrees wat die mense om jou kan doen aan jou nie. Moenie bevrees wat die wêreld aan jou kan doen nie. Wees bevrees wat die God die Almagtige aan jou kan doen as ek en jy besluit om uit te beweeg en nie te lewe in die Heilige Gees, vrees van God nie. En as Dawid sê vir ons in Psalm, sê vir ons in die Message, God kom en almal wat jou wil aanval, kom hy en hy kom en hy maak die deur saggies voor hulle toe. Net saggies maak hy die deur voor hulle toe. Hy wil nie regtig steur nie. Nee. God kom and he slams the door closed in their faces. He slams the door closed in their faces. En dis vir die Here vir ons sê vanoggend, as die vyand kom en hy wil weer vrees in jou lewe plaas, vrese wat jou vrees vir God, jou heilige vrees vir God kan oorheers, kom hy en hy slaan die deur toe in hulle gesigte. Hy maak nie die deur mooi toe, voor hulle sê, ag sorry, ek wil net gou die deur toe maak vir hulle gesigte, en ek wil nie my kind pla nie. Ek wil nie met jou kind, my kind pla nie. Moenie jou aanval na my kind toe bring nie.
Now he comes and he slams the door shut. Ons weet almal as God 'n deur toeslaan, en hy deur nooit weer oopgemaak word nie. So hy vrees kan nooit weer by hy deur kom nie. En Dawid sê vir ons in die laaste gedeelte, His love is the wonder of the world. Trapped by a siege, I panicked. Trapped by a siege, I panicked. En baie van ons op so 'n situasie gewees, waar jy dalk gepaniek het. As jy gevoel het, jy staan heeltemal alleen. Jy staan out of sight and out of mind. Maar wat sê Dawid hier vir ons? Out of sight, out of mind, I said, but you heard me say it. You heard and listened. God, as ons lewe onder sy heilige vrees, as ons bly in God se heilige vrees, hoor God ons in elke omstandigheid. Maak nie saak waar ons is nie. Maak nie saak waar ons gaan nie. God hoor ons. John Bevere skryf die volgende: The promises of lavish goodness, being hidden in the shouts of God's presence, safe from those who would try to harm us. It is not made to all, but to those who fear God. It is not made for all. Die beloftes is nie vir almal gemaak nie. Die beloftes is gemaak vir ek en jy, wat die keuse gemaak het om te lewe in God se heilige vrees. Om te lewe in die awe of God. Gee God vir ons al die beloftes. Kom God, en hy staan nie deur toe vir ons aanvallers. Kom en hy gee vir ons vrede. Kom en hy gee vir ons liefde. Maar ons moet die besluit maak. Gaan ons lewe met ons natuurlike vrese, dat ons vrese, die vrees vir God elimineer. Frans, ek sien ook dat ek die fans aan so daar so hoor. Hulle warm kry. Elias is ongelukkig bietjie weg vir nou, ek sê nie die fans aangesit nie. Maar dis welkom die fans, ek weet dit raak 'n bietjie warm hier binne nou. Maar dis welkom die fans aan te sit. Soos ek gesê het, die Here maak nie die deure mooi toe vir jou vyande nie. Hy slaan hulle toe. Maar ek wil vir julle vra, en vir myself vra, toe ek die woord voorberei het. Die Heilige Gees baie hard met my praat oor hierdie gedeelte. Hoeveel keer het ek in my lewe toegelaat dat menslike vrese my heilige vrees vir God kom oorheers. En selfs baie keer het gebeur dat die vrese dit weggekry het om my vrees vir God heeltemal amper om uitvee. Hoe van ons sit vanoggend hierso en ons sê, as vrees in my lewe, dat my besig is om onder te kry. Besig om my vrees vir God te vernietig. Nou ons sien in die sielkundige wêreld, is daar 3 goed wat gebeur as ons in 'n tyd van vrees ingaan. En dit is, jy vlug, jy beklei, of jy vries. Dis ons gesien het in die eerste verhaal wat ek gelees het. Daai ma kon die keuse gemaak het. Sy kon gevries het, sy kon probeer die aanvallers aanvat het, of sy kon weghardloop het.
En dis 'n natuurlike respons op vrees. Maar wanneer ons in die heilige vrees van God lewe, in the word of God lewe, dan wil ek graag vanoggend met alle toestemming en seker van die sielkundiges, as 'n sielkundige vanoggend in die gebou is, ek gaan vanoggend een bysit, by hierdie 3, en ek wil vanoggend gebed bysit, prayer. Nou wat maak ek en jy in 'n situasie van vrees? Ons veg of ons vlug of ons vries. Maar wanneer ons in die heilige vrees van God lewe, en wanneer 'n situasie opkom, 'n situasie van vrees, soos met John en die ma gebeur het, die keuse wat hulle gemaak het, is om na God se voete toe te vat. To start praying, to start focusing, om te begin fokus op God. Om God in die situasie in te roep, deur gebed. En ons sien wat hierdie vrou maar getuig na die tyd, haar gebed en haar vashou van gebed, en die wete dat solank as wat sy onder die heilige vrees van God lewe, op daai oomblik sal sy die situasie oorwin deur God. Maar sy moes aanhou bid. Toe daai rowers vasgeskreeu het, stop praying. En ek glo nie hulle het dit baie mooi en sagkens gesê nie. Dis wat ek vanoggend nie doen nie. Ek dink hulle het redelik gesê met vrees en angs en autoriteit. Want hulle het geweet, hulle moet hierdie situasie, moet hulle probeer onder beheer kry weer. They must stay in control of the situation. En hulle het geweet, solank as wat hierdie vrou bid, het sy die oorhand van die situasie. Because they could feel it. They could experience it. They could experience the situation changing from a situation of natural fear to a fear they didn't know, unknown to them, onbewete aan hulle, was in die teenwoordigheid van 'n vrou wat geleer het hoe dit beteken onder die vrees van God te lewe. Om te bid. So wanneer ek en jy weer in 'n situasie kom, waar vrees probeer om jou heilige vrees vir God te communiceer. Wat moet ek en jy doen? Wat is die antidote om te doen in daai situasie? Dawid het gesê, moenie die wêreld dink nie. Moenie kyk na die mense om jou nie. Moenie kyk na die omstandighede om jou nie. Moenie alles vat wat in die wêreld gebeur as 'n komplot, as 'n conspiracy teen jou nie. Not everything is a conspiracy against you. As iemand langs jou staan, hulle praat dalk sag met die persoon langs jou, moet jy dadelik dink, hulle is besig om my te skinder nie. Hulle is besig om 'n komplot teen my te vorm. Dis om hulle langs my staan en skinder. Hulle is al besig om iets persoonlik met mekaar te deel. They're not busy forming a conspiracy against you. Don't see everything as a conspiracy being formed against you. En toe ek hierdie sin neerskryf, ons moet nie in vrees lewe nie. Toe sit ek terug in my stoel, my steekkamer, te sê, Here,
Maar wow. Ek kan nie dit vanoggend vir die kinders sê nie. Dit is dalk amper moontlik om in vandag se tyd nie met vrees te lewe nie. Dit is amper moontlik om nie te vrees wat gaan gebeur nie. Wat gaan met my finansies gebeur nie. Ek wil vir jou sê, as ons besluit te maak om nie permanent onder vrees te lewe nie, en die keuse maak om in God se heilige vrees te lewe, dan gaan God sy beloftes begin oopmaak vir jou en my. He's going to start opening his doors of promises. En die laaste ene, die antidote, wat kan doen om te keer dat ons natuurlike vrese nie ons heilige vrees vir God elimineer nie, is lewe elke dag in die heilige vrees van God. Lewe elke dag in the awe of God. En ek wil julle vanoggend kom uitdaag. En glo my, met hierdie uitdaging, ek die woord hierdie week voorberei het God my gechallenge. Het God my kom uitdaag en vir my gesê, areas van my lewe waar daar vrees nog is, wat sy heilige vrees wees om te oorwin. Ek probeer om sy heilige vrees in my lewe te oorwin. En ek wil julle vanoggend my dag en challenge. En wanneer ek die challenge vir jou gee, julle gee, challenge ek myself weer eens. En ons hier vanoggend kom, ek gaan die kruis hier voor die kansel kom skuif. So meer as net met die kruis gaan kom skuif, asseblief. Ek gaan die kruis nou hier voor die kansel kom neersit. En ek wil jou vra vanoggend. As daar vanoggend in jou lewe 'n plek is van vrees, vrees wat besig is om jou heilige vrees vir God te oorwin. 'n Vrees wat besig is om jou heilige vrees vir God uit te vee, te elimineer. Kan 'n finansiële vrees wees. Kan 'n gesondheidsvrees wees. Kan 'n vrees wees vir werk. Vrees wees vir die toekoms. Daai vrees wat jy elke oggend vat, en jy trek hom nog elke oggend aan as jy by die deur uitstap. Glo my, ek gaan die eerste keer voor die kruis gaan staan. Want ek het nog vrees in my lewe, wat ek vir die Here is met ons lewe by die kruis. Wat ek vir die Here moet kom sê, jy kom plaas die vrees by die kruis neer. Want hierdie vrees is besig om my Heilige Gees vrees u te elimineer. So, ons gaan nou 'n tyd van stilte hê. As ek weer my lei sal bedien, maar jy lei my nog nie en lees my nog nie om vir te bedien nie. Ek voel dit is 'n persoonlike intersessie tussen jou en God en voor die kruis. So ek wil vanoggend vir jou vra en ek wil jou 'n challenge aan. Ek wil nie eens vra nie, ek wil jou challenge. Ek wil jou uitdaag. Moenie volgende hier sit en sê, I can handle this fear nie. Moenie kom sit en sê, I can handle die vrees in my lewe nie. Die vrees in my lewe gaan nie reg om my heilige vrees vir God te elimineer nie. En ek wil gewoon vir jou kom sê vanoggend. Jy is besig om vir jouself te lieg. Jy is besig om vir jouself te sê, I can do it in my own power. So ek wil jou challenge vanoggend. Ek weet nie vir die kruis kom staan, hy vrees vir God kom neer by sy kruis. Soos dat John beweer, sy vrees, sy kinders se veiligheid, voor die kruis moes kom neer lê. Dankie, ek gaan jou geleentheid.
Here, wys vir my as jy net hier sit nou en jy dink aan wat gaan dalk in die volgende paar minute gebeur. Wat gaan gebeur as ek uitstap? Om net by Christus. Liewe ons vir dankie. Dat ons net weer eens kon hoor. Om te lewe onder die heilige vrees. Om 'n heilige vrees vir God te hê. Om 'n besluit te maak. Om fokus op die heilige vrees van God in my lewe. Verdwyn alle ander vrese, Here. Want die heilige vrees, Here, is groter as enige ander vrees wat die wêreld kan probeer om ons gedagtes en ons harte te kom plaas. As ons lewe met die heilige vrees van God in ons lewens, as daar nie 'n kans dat ons hart sal val nie. As nie 'n kans dat ons hart sal beswyk nie. Our hearts will not fail if we live under the holy fear of God. If we live in the awe of God. Want God sal kom en hy is ons hart bly resuscitate. Want God wil hê ons wil hart moet lewe. God wil nie hê ons harte moet val nie. Ons dankie Here dat ons vanoggend die kans gehad en die tyd gehad het. Om besluit te kom maak het. Om my vrees wat ek in my lewe het, te kom plaas by U voete, Here. Die vrees wat ek in my lewe het, kom plaas by U voete, Here. En terwyl te werk met my vir U voete plaas, Here, hoef ek nie meer daaroor te bekommer wees, Here.
Die heilige vrees van God oorwin alle vrese. En ons dankie, Here, dat ons dit kan weet. En ons dankie, Here, dat ons die geleentheid het in ons lewens. To live in you, O God. To live in the holy fear of you, God. And not a fear that we have to be scared of you, God. Nie 'n vrees dat ons moet bang wees vir u nie. Maar wat gaan u doen as ek dit doen of X, Y en Z doen hier? Nee. Dis 'n vrees hier wat ons kom regwys, die Heilige Gees. Om ons kom regwys wat verander moet word. Dankie, Here, dat ons net vanoggend weer by die woord kom stil staan, Here. Dankie dat ons net weer tyd kon gehad van by u voete te kom sit en te fokus op u gesig, Here. To look into your eyes, Lord. En ons dank u daarvoor, daar in die wonderlike naam. Amen. Baie dankie dat julle almal hier was vanoggend. Geniet julle afmôre, as julle werk, geniet julle afdag môre. Lekker slaap, as jy nie kleintjies in die huis het nie. Probeer lekker laat slaap. Maak die deur toe, maak gordijne toe en probeer lekker slaap. En geniet julle week. En onthou, bid hier woensdag aand en saterdagoggend 9:00 sien ons julle by Kairos kuier by Concordia Laar. Mooi week. Bye bye.